Got the heat in my veins, I'm the king of the game. Run the streets, feel the beat, ain't no one the same. Money talks, body rocks, watch me. Nee, vaderskap, energy man. Ek dink hy het gesê ek kan maar begin en toe lyk dit hy druk 'n knoppie O. daar en toe Is ons aan die gang? begin ons. Gooi. Nee, flip dit, flip dit. Hulle het net gepraat, het julle gehoor. Ja, het julle gehoor hy weird stemmetjie I wat gotcha. hier in die I agtergrond. gotcha. Dis stil dan glo. Nee. Okay, anyway, welkom by Bloodsport Media, aangebied deur Bert en ek Skalk de Strauss. Skalk de Strauss. Yes. Ons moet vir ons nicknames kry, dude. Soos Ja, die proper mense moet vir flippin' ons nicknames gee. Ja, Stiek. ja, dis 'n kwaai een, hè. Gee vir ons 'n nickname in die comment section. En Skalk sal dan op een of ander prys uitdink wat hy vir jou sal stuur As ek met daarvan nou. ja, daar kan ons soos 'n diep kwaai nickname kry. Dalk kan ons 'n prys stuur met courier guy of iets soos dit. Ja, so laat like nickname wen 'n prys. of om dit vir ons goedkoper te maak dat ons dit nie stuur nie, dan gaan ons dalk ons nicknames gebruik wat ons gekry het. Dan kan jy sê die nommer 1 sports combat show in Suid-Afrika in Afrikaans. Hierdie cool ouens se name het ek gehelp by sê. So ja. Kyk maar. Dis wat dit is. As ek vanaand terwyl ek praat, Skalk, jy moet dit ook net weet. As jy begin dalk kwyl by my mond uitloop of ek begin praat heel nonsens, ek is op sterk pynmedikasie. Okay. My tand is besig om heavy probleme te gee. Ek moes gisteraand deur alles gekyk het met 'n tand wat Dinsdag moet getrek word, so ek gee maar net 'n heads up. Okay. Ek kan nie eens 'n sagte gekookte mieliepit in die linkerkant byt nie, dan voel dit Sterkte. dan voel dit een van hierdie manne het my poirier het my lefhoek gegee op die kakebeen. Gepraat van, ek het gehoop ek kan nou sê, en stil. Ai, ja, nieuw. en the new. Toe was dit nou. Toe sê ek en stil, maar anyway. Ja. Ons gaan praat oor finish fights, UFC 302, wat mens nou Makhachev en Poirier was in die main event, en dan die 5 versus 5 boxing van Al Sheikh. His Excellency. Excellency. Turkey alle chic. Maar ons Yes, begin brother. sommer met ou Turkey. Ja. Okay. So die 5 versus 5 boxing, maar dit is nou niks met die 5 versus 5 te doen nie, dit was 'n fight op sy eie. Ja, hy was mos eintlik in die middel, maar ons het mos nie geweet wat is die flip en volgorde van die goed. Net so om iets te add. Is dit Dimitri Bivol teen Malik Zinat. Wat mens nou so gewees het beter behef, maar toe Zinat mens nou in sy plek gekom en Bivol het soos ons gehoop en gedink het 'n knockout gekry of 'n TKO, maar tel mens maar 'n knockout, 6de ronde. Ja, wat dink jy van daai fight? Ek het geslaap met die meeste van daai fight. O my wee. Maar ek het al die ander goed gekyk en toe dink ek gaan nou maar hier 'n kans vat en gou 'n nap vat. En toe het ek die meeste van daai fight gemis. Maar Okay, ek het dit gekyk, so ek sal vir ek jou neem aan Bivol het goed gedoen. Hy het ook geknock. Altyd het goed gedoen, to tell you the truth. En vir die persoon wat nou vir jou gelag het omdat jy nou geslaap het, laat ons net sê die fight het 8:00 begin, dit het na 2 opgehou. En 5:00 of 2:00 het die UFC weer begin. Ek het die een van die opening fights gekyk op die UFC en toe gaan ek flip dat ek gaan loop slaap. Jy het ook mos toe al loop slaap en toe 5:00. Jessie, 5:00 kom gelaai man hier in my kamer. Word wakker, die manne loop op. Ek is so die mekaar so ding wat gif in het. Ek weet nie wat gaan. Toe het ek deur my alarm geslaap en alles. Ja, toe kyk ons so mos maar nou net die myne en die koue wyn. Maar anyway, Ja. terug by hierdie. Hierdie Malik Zinat. Amper maak sê ek nou iets anders, maar net ou kom tel sê die maar net. algoritme dit op. Dat Die dit iets te Libiese doen fighter. moet daai man se party. Maar Zinat is actually vir my 'n flipping cool story. So hy kom ons nou uit watse land? Lithuania of Libië waar boxing illegal is, soos jy mag nie boks nie. En sy pa was ook 'n groot boxing fan en toe het hy vir Zinat, ek dink en sy boetie, laat in hulle basement onder die huis, het hy focus mits of pads gekry en dan het hulle die pads gedoen en hulle het skelmpies op die internet, fights gekyk en sulke goeders en daar het hy sy liefde vir boks
ontwikkel. Ek ken nou nie die storie of hy nou na 'n ander land toe gegaan het en daar begin train het of wat nie, maar die ding van hom is, hy sê, sy hele lewe lank sukkel hy om dood om net te kan fight teen mense, want in sy eie land is daar niemand nie, en by die ander plekke waar hy gekom het, hy sê, die manne wil nie teen hom fight nie, soos, ek dink in sy hele karier wat hy het, was, hoeveel was dit? Omtrent al sy fights, ek weet nie alles behalwe 10 of wat ook al, ek dink hy plek, Libya het mos nou later boks gekry, dink amper hulle het gesê, iets soos 10 fights was in sy home country, al die anders was in ander land, of nie, hulle het gesê, sorry, hy het al in 10 verskillende countries gefight. Dis crazy, man. En ek meen, om so ver te gaan, undefeated, hy het nie soos proper, soos in Amerika as 'n klomp boxing clubs, die Wild Card Club, en in Engeland, goed, hy het nie dit, hy neek maar rond en sukkel om dood, en hulle sê, hy het al vir Eddie 'n mal gemaak, DM's aan mekaar vir hom gestuur op Facebook, op Instagram, gee my 'n fight, help my uit, ek wil fight vir jou, wat ek al, en ek weet nie hoe dit gebeur het, toe Bivol, of toe Beterbiev moes nou beseer is, toe Eddie vir hom gesê, let's go, soos ons gee jou 'n kans. Imagine het gewen. Ja, dit sou die grootste upset, dit sou erg gewees het, maar ek moet sê, ek is impressed met Zenat, 'n paar goedjies net van hom, Hy lyk 'n mooi shape en alles, hy's lank en hy's stewig gebou, maar hy het nou nie soos crazy athletic of whatever ook al gelykie, maar in die fight, as hulle daai ou van agter af wys, jy hy het so gespierde rug, soos letterlik, hy het 'n flippin, soos 'n mens sal sê, jou six-pack of jou pecs is gerip of wat, sy rug is gerip, soos hy het so mooi geripte rug, en jy weet, baie power kom uit jou rug uit, kyk vir Deontay Wilder en daai manne, en hy het maase lang arms, jong, hy het soos die fight, meeste van die tyd, ek kan nou nie hier, die linkerarm hang hier af, en dan het hy so van onder af, het hy die punch so opgegooi, en hy het sukses gehad, hy het soos in, Bivol het 'n bietjie gesukkel met hom, want hy kom nie naby hom nie, en dit lyk daai Zenat is, hy het geen vrees vir Bivol nie, hy begin fight asof hy die champion is. Dis wat ek sê, as 'n ou teen so 'n ou fight, wat kan maar aanbieden is, jy wys vir hom, jy is nie bang vir hom, jy gaan, jy moet nie stupid wees, en net loop swingie, maar wys vir hom, jy gaan nie terugstaan. Ek stem saam met jou, en ek meen, hy het nie gefight soos 'n ou wat bang is nie, hy het gekom, hy het sy hande laat gaan, hy het 'n paar houe geland, glo dit of nie, maar Bivol het mos nou obviously die hardere houe geland, en Bivol is flippin 'n masjien, hy is 'n letterlike masjien. Wat daai Zenat nog gedoen het, is, ek dink in die tweede of die derde ronde, toe dit verby is, toe die ref het breek, toe loop hy in Bivol so saam na Bivol se corner toe, en hy loop sommer na Bivol toe, en Bivol staan vir hom, en hy loop druk sommer sy kop so teen hom, en hulle stamp hier aan mekaar, of wat ook al, en toe loop hy weg, en die ref kom skel hom daar, wat ook al, en dan gaan hy na sy hoek toe, maar toe is dit so 'n geval van, dis actually flippin goed wat hy doen, want as hy vir Bivol kan 'n bietjie kwaad maak, of 'n bietjie emosioneel laat fight, want daai ou fight ons soos 'n robot, tap, heeltyd, hy is soos cool, calm en collective, jy kry hom nie enige foute omtrent gelaat maak nie, dit het ongelukkig nie gewerk vir hom nie, maar Bivol het begin, sy range kry met die lefthoek, hy het so elke nou en dan die lefthoek ingekry, ek dink in die tweede ronde of iets het hy hom geslat met 'n 2 of 'n 3-piece combo, toe val Zenat om, soos hy het 'n knockdown gekry, maar nie regtig seer gekry, net opgestaan en gefight asof dit niks was nie, en iewers in die 5de ronde, toe klip hy hom weer, was dit die 5de ronde? Die 6de ronde, toe klip hy hom weer, toe maak hy hom seer, en toe sê hy soos, flippin, wat noem, snot op 'n stuk spons, toe sy op hy man, en hy gaan nie af van hom af nie, en ek kan onthou, hy het hom so 1-2 houe geslaan, en toe gaan hy Zenat nog soos, hy die houe gevat, en toe lag hy wil nog so sê nee, toe kom maar net nog 'n klomp houe, totdat Bivol sê, nee wat, dis verby. So, dis maar kort en die lang van die verhaal, ek dink dit was die perfekte tune-up fight, vir Bivol gewees. Niks damage gevat nie, lekkere stay busy fight,
Hy het nie 'n 12 round war gehad nie, so sy liggaam sal redelik alright wees. Hy het sy iets soos 'n 9 fight decision streak nou gebreek met 'n knockout, so hy kom nou vol confidence in die Better BF fight en arguably of supposedly of wat ook al die blie moet wees, is Better BF nou volgende. So ja. Better BF is nou ouer, hy's kouer, hy het nie so baie hy het nie lang terug onlangs gefight nie, so dink Bivol was klaar die favorite coming in, nou gaan hy net nog meer die favorite wees met alles wat nou gebeur het. Okay. Ek sou nog steeds gehad het moes nou gebeur, maar nou voel dit Bivol se kans is net nog meer beter. Ja. Maar okay, dis dit vir dit. En Bivol hier kom Better BF next. Ja, was dit hierdie fight of the night gewees wat jy nou gaan lees? Die Dubois. Ek dink so. Ja, ek dink so. Maar daar was hy ander fights was net so goed geweest, ja. Dit was gevaarlike fights. Die undercard fight, hy Nick Ball en Yes, en daai manne. Hulle het almal lekker fights geweest. alles was 50-50, maar dit was soos in al drie die eerste fights was decisions gewees, maar dit was nie bad nie. Dit was al drie decisions. Nee, 2. So na dit of wag, Hamza wat dit Hy het mos die knockout gekry vir wat is hy ander ou se naam tog? Williams of so. Maar hy het so cool nicknames soos Black Jack, Emmo Williams, ja. Okay, anyway, Dubois. kom main event. Daniel Dubois teen Philip Bergewitz. En ons het lekker gekry want Dubois het hom geknock-out of ge-TKO. Nee, die ref het die dokter het die fight gestop. Ja. Cats word altyd sy oë en toe stop hy. Toe sê die dokter hulle moet die fight stop in die agste rond. Maar die dokter het sy bas gered want ja, want hy sou geknock-out geword het. ek is eintlik spyt die ref het gestop want ons sou dalk 'n viral one punch knockout gekry het want jessie. Hoe voel jy? Hoe was dit? Ja, dit was lekker. Ek het lekker gekry. Maar ja, dit was kwai. Bergewitz het nou nie swak. Hy het lekker gefight ook. Hy het ook ouer geland en dit het gevoel Dubois kan dalk moeg raak hier op die stadium, maar hy het net aanhou gekom en toe Bergewitz het gelyk raak moeg later en hy later gelyk soos een wat drank neer mekaar geslaat word, want het het net al erger vir hom geraak. En toe hy later oor al twee oë snye en bloed en hy lyk moeg en ja, hy het begin val later rond soos hy hou te hard val. Yes, so maar nee, is kwai. Ek is bly Dubois het hom gewen. Jessie, maar so humble pie geëet. Ja, daai Bergewitz was so disrespectful en dismissive van Dubois. Soos dit lyk nie eens hy het gedink dis 'n fight. Hy het net gesê I'm gonna come in, I'm gonna smash him. Hy het net gesê he's not my hardest fight. He's not this. I'm gonna smash him. He's gonna be easy en weet jy wat. En toe word hy gesmash. Toe word hy 'n bietjie gesmash. Ja, die ding is Dubois fight vir my soos 'n angry drunk teenager. Soos toe hy teen Miller, Big Baby Miller gefight het. Jessie, toe was hy soos controlled en hy was kalm en hy was op sy stikke, combos gegooi, gameplan gevolg, alles. Hierdie fight, dit het gelyk, daai man het iemand in sy familie vermoor, want hy het soos nie 'n crap omgegee vir niks nie, hy het net gekom, en hy het geswing vir die fences, hy het daarom vorm behou, hy het dan nou nie soos 'n mal ding te kere gaan nie, maar dit het net gelyk, hy worry nie of Bergewitz hom gaan slaan nie, dit pla hom nie. Bergewitz het later toe dink ek, hierdie man slaan aan mekaar. Daai overhand right en hy slaat vir Dubois hier op die tempel en hier op die kant van sy gesig. En dit lyk nie eens hy skud dit af. Ja. Hy het so 'n paar keer sien jy dit het hom seker so 'n bietjie, ek kan nie sê gebuzz nie, want hy het nooit gelyk hy's geskok. Dit het hom seker net gebyt. Ja, hy het dit gevoel, maar dit was nou nie hy het hom niks gemaak. Ja, dit was nie damaging of enigietsie. En hy houe, daarvan hy houe deurgekom, ek dink jy liewe Vader, as hierdie ding nou connected, dan is ou Flippy in sy kas in.
En ja, hy het so aangaan. Wat ek wel kan sê van Hrgovic is daai man het 'n chin, my maat, liewe. Maar jy kan actually kyk na hom soos na sy gesig. Hy het so 'n breë stuk. Hierdie punt van sy ken. Ons is mos nou kleiner. Dit lyk daai man het so 'n breë stuk flippin ken. En hy man het punishment gevat, jong. Jy kan nie glo daai man het hom geslat, laat sy kop baie keer so terugruk en sy liggaam gaan saam, maar hy eet daai houe op en hy kom ook maar vorentoe. Maar ek meen, dude, dit maak nie saak hoe goed jou chin is nie. Op heavyweight, jy kan net soveel punches vat van 'n ander heavyweight af. Ek meen, Usyk is nie bekend vir one punch knockout power. Fury het wat in totaal seker 4 of 5 keer, nee, 5-6 keer in die 3 fights teen Wilder canvas toe staan op, almal gaan aan. Hy het so goeie chin en is die waarheid. Francis Ngannou, hardste puncher in die wêreld, grond toe, opgestaan, aangefight. Usyk het die naaste gekom aan om hy man te knock-out. Hy was uit op sy voete gewees. Nie as gevolg van een punchie, maar sustained damage. Net so paar. Dit is net so 5-6 punches van 'n ou soos Usyk af. Daar kan jou chin net nie meer vat nie. So it's inevitable. Yes. Usyk se kinders het nou groot geraak. Dit voel vir my Dubois en AJ is soos sy 2 kinders. Hy het hulle mos nou al pak slaag gegee. Hy het hulle albei gewen, vir AJ 2 keer. AJ het homself nou gevind. Ek dink hy is nou diep gevaarlik. Dubois het homself nou gevind. Hy het homself redeem teen Miller. Hy het hierdie Hrgovic wat hom gedominate het toe hy jonger was en hy psychological houvas op hom het, hy daai man gebreek. Soos dit voel albei daai kinders het nou groot geraak. Hulle is nou mans. En ek persoonlik voel Usyk moet nou wegbly van daai 2 manne af. Albei af, Ja, hy het hulle nou lekker gevang en ek vat niks weg van Usyk af. Ja, hy's 'n flippin machine, hy's 'n warrior, hy's 'n eyster. Maar hy is nou al ouer en hy was lucky geweest om hierdie ouens in daai dele van hulle karrières te vang, maar ek voel AJ van nou en Dubois van nou. Ek dink Usyk moet maar wegbly van daai manne nou af. Hulle is nou te gevaarlik, hulle het nou groot geraak. En dan die laaste vraag wat ek vir jou het. En dit lyk my hulle is in talks daarmee. Dink jy AJ is next Wembley? Ja, AJ en Dubois. En dan die winnaar teen Usyk Fury. Ja, Wie ook al die rematch win. for all the marbles. Yep. Okay. Short and sweet, that's it. That's what's gonna happen. Weet ek, dis sweet, maar ek weet nie of het so short was nie, maar moving on. Hierdie fight was daarom nog bietjie To korter. the main event of the evening. Die kortste fight van die aand. Dink ek. Ja, dit is. Zhilei Zhang teen Deontay Wilder. En vir 'n 5de ronde TKO. Dit voel vir my, dit was 'n knockout. Maar ja, hy het mos dan opgestaan toe die ref hom Ja, knockout is mos, jy val om en jy kan nie opkom binne 10 nie, maar as jy opkom en die ref wave it off, of die dokter soos by Hrgovic wat, dan sit maar 'n TKO. So dit was maar TKO. Vir Zhang, Wilder is klaar. China Power versus Alabama This is Power. China Power. I'm gonna bang Wilder. I'm gonna bang him. Are you bringing the bang tomorrow? So, yes, I bang Wilder. Ja, I bang Wilder tomorrow. Sê gou vir my, hoe voel jy oor hy? Wat was jou? Dit was 'n boring fight eintlik in die begin, want hoe het hulle gesê Wilder is die ou wat die 3de minste punches gooi van alle fighters. Ja. En Zhang is een van die minste punches gooi. So Van letterlik van almal. Nou moet jy weet, hulle is bang vir mekaar, want En hulle was skrikkerig vir mekaar se power ook. albei kan met een shot uitslaan. Nou staan hulle maar Wilder sit daar en maak net heeltyd met sy hy is 'n pet net die met sy linkerhand en Zhang slaan maar so nou en dan hou. So dit is eintlik boring, maar so hier en daar het hulle hoë getry slaan, maar dit het nou nie regtig. Wilder het seker een nou in die hele fight geslaan.
Maar hy het seker meer, maar ek het 'n paar houe van Wilder sien land, Ja. soos vinnig is, ek 'n blitsige stryd right nee, houe. ek joke nou maar dit was net so, ek het meer verwag. Ja, dis te min. En ek moet sê, dis baie min wat ek sal inkoop by wat iemand sê, want ek probeer dit nou nie verwaand sê wat nie, maar ek ken mense, ek verstaan mense en jy kan sien wanneer iemand opreg is. Jy kan sien in iemand se praat. Jy kan mos nou hoor wat iemand sê en fighters praat trash. Ja. 90% van die keer, maar ek kan soos, ek weet nou nie of dit regtig 'n sê ding is, maar jy kan mos hoor aan iemand se klein tongetjie wat hy eintlik regtig waar glo en ek het regtig waar geglo Wilder gaan terugkom at least meer soos die vorige, die ou Wilder, die Wilder van ouds is hierdie nuwe ayahuasca retreat Wilder wat net rondhardloop en een punch rond te gooi en hy het 'n bietjie meer soos die ou Wilder geact, maar nie soos wat ek verwag het nie. Ek het gedog hy gaan aggressiewer uitkom as wat hy hier gekom het, of ek het gedink dalk is 'n deel van sy plan om vir Zhang net so 2-3 rondes te gee om hy ergste spoed en power en goeders te kan afkry. Want ek meen Zhang is op sy gevaarlikste as hy uitkom, want hy het nie 'n hoë output nie, maar hy slaat vinnig en hy slaat vrek hard en soos jy wil nie met hom speel as hy nie moeg is nie, as hy nog vars is nie. Maar dit het maar so aangegaan en wat was dit hier van ronde 3-4 af toe Wilder 'n bietjie meer begin ontdooi. Ek is eintlik verbaas dat Zhang gesukkel het om hom raak te slaan. Soos as Zhang met daai linkerhand deurkom, maar hoep, hy gaan Wilder onderdeur en dan hol hy net weer weg. Maar dit is waar, dit was 'n boring fight gewees. Ek voel wat vir my surprising was is Wilder het begin land op hom. Soos jy kon gesien het, hy slat hom hier teen sy skouer en sy bors en so af en toe het hom so op die chin geklip. Maar dit was nie daai crazy power, soos dit het nie eens gelyk dit pla vir Zhang veel nie, soos hy het net die power gevat, maar dit lyk Wilder was banger vir sy power gewees, soos hy het groot movements gemaak. Hy was op die backfoot ook gewees. Zhang het hom heeltyd gedruk. Ja, en toe op die ouend van die dag, almal gaan net aan en sê, let your hands go, sy coach, sy corner, die commentators, en ek en jy sê ook net, sla net meer, doen net iets, wat ook al, en toe die man uitkom in die 5de ronde en begin meer slaan, toes dit sy downfall. So dit voel amper as ons almal se skuld gewees, dat hy genak het. Ja. Om jou te slaan. Maar, as jy mooi loop kyk, ek het actually net een keer die fight gekyk live, en toe was ek ook maar 'n bietjie deur die slaap, maar ek sal dit weer loop kyk, maar volgens soos wat ek kan onthou, is dit, die feit dat Wilder geknockout is absoluut as gevolg van swak boxing fundamentals, want wat gebeur het, hy load op die regterhand en hy skiet, nou jy leer in boxing, as jy jab, boom, hierdie hand bo, as jy cross, boom, hierdie hand by jou chin. Wilder het geslaan en daar was niks bo gewees om te keer nie. En Zhang, dink ek, het hom getime. Hy het gewag, kom ons wag tot hy groot hand skiet. Jy kan sien, Zhang het soos in heel kant toe gegaan en toe het hy daai regterhand geswipe. En toe slaat hy vir toe slaat hy vir Wilder, laat hy omdraai en wegloop. Dit was snaaks, jong. En hy lag nog so, hy wys ook nee, dit was niks. Die eerste kom hy Zhang van die kant af, was laat hy hom van sy voete af. Ek is bly ons Zhang en killer instinct. Ja. Dit was snaaks, amper sê Costa. Want ek lees nou hier Costa. Wilder, hy wat hy so omdraai en hy kyk so terug, hy man lag. Hy sê nee, wat? Boef, slaat Zhang hom plat. Hy val, dit lyk hy man is uitgenog. Hy het nog eens nee, wat klaar gesê nie, toe slaat hy hom van sy laaste hou. Jy sien maar, hy loop val op die grond, laat sy bene sommer so oop loop lê. Maar jy sien dude, het jy gesien, daai bloed wat uit hom uitgekom het, dis 'n helder rooi bloed. Dit lyk hy goed kom stryd uit sy hart uit. Soos dit het erg gelyk, jong. En maar tot Wilder se credit. Hy het opgestaan. Hy het die count gemaak. Ek dink hy was al op iets soos 8 op gewees en hy wou fight. Hy het gewys hy wil fight en toe sê die ref stop dit. En jy kan seker nie die ref kwaadlik neem nie, maar ek persoonlik sou dit laat aangegaan het. Soos
Hy het al hoeveel keer van die vloer af teen Fury opgestaan in 'n ander fight. Wilder, jy kan sê wat jy wil van hom, maar daai man het hart. Hy sal nooit ophou probeer nie. Hy kan net die boks hê. Ja, hy kan nie boks om sy lewe te red Dis nie. nie 'n Wilder ryter, maar as dit nie vir hy regterhand was, jy weet ek nie hoe ver hy sou. Nee, hy sou nie top 10 gehaal het nie. O, en Boxing Fundamental 1, hy het nie sy guard opgehad toe hy gegooi het nie. Nommer 2, jy draai nie jou flip en rig na jou opponent en alle enige tye nie. En toe lag hy ook nog terwyl hy dit doen, so ja. Kry maar wat hy moet gekry het. Skalk 2 vra. Ja, wat? Wat is volgende vir Zhang? Teen wie wil jy hom volgende sien fight? Dis 'n interessante een. Ek weet nie. Ek dink nou onmiddellik aan iemand soos AJ of Dubois. Een van hulle dalk. Ek As hulle sal twee nie mekaar vat nie, dan kan Zhang hom ook daar in wurm. forceer. Yes. Ek sal diep graag vir Zhang en Dubois wil sien fight. Dit voel vir my, dit sal 'n action fight wees. Soos AJ het nou vir my te veel finesse. Hy gaan nie staan en trade met Zhang nie. Hy verstaan jy, hy sal beheer vat van die fight. Maar dit voel vir my 'n Dubois wat nog rou is. En fight met daai chip op sy skouer. Hy en Zhang sal staan en bang totdat een val. Parker is ook nog aan die mix. Ek wil net dink nie- Zhang wil vir Parker weer fight, Ja. want hy het mos verloor teen hom. Ek is nog nie lus vir daai fight nie. Ja, so Ek is hulle jammer. moet daar tussen hulle Nee, moet dit uitsort. nee dude. Weet jy wie wil ek sien? Ajit O, ja. Kabayal. Dit sal ek sê, gee daai fight vir Zhang. Daai sal diep flip en kwaai wees. Ja, so tussen hulle 4-5 moet hulle maar Ja. enige fight sal reg Ja, wees vir my. as Dubois en AJ anyway volgende gaan fight, hulle moet sommer op baie ander kaart vir Ajit en vir Zhang bang. En die laaste een, ek weet wat jou antwoord gaan wees, moet Wilder retire. Ja. Okay. Ek dink jy moet hê. Nee, ek dink hy moet. Dude, Zhang is ouer as hy en hy fight nog. Ek dink toe die fight verby was, toe sê ek vir myself, wil ek nog die AJ Wilder fight sien? Toe dink ek ja, ek sal dit nog wil sien. Hoe sal ek voel? Obviously AJ sal die heavy favorite wees, maar ek sal op pins en needles sit totdat AJ hom knock out. Ja. Want daai man het power. Ek meen Zhang is 'n bad matchup eintlik vir hom in hindsight, wat Zhang het so maas 'n goeie chin. Ja. Maar ek meen Wilder het nog power. Maak nie saak hoe pathetic hy is met wat ook al nie. Hy het daai death touch. So hy sal nog steeds interessante fights kan maak teen 'n klomp verskillende Dit voel ouens. net vir my, hulle het nou sy nommer, want wanneer laas het hy 'n fight gewen? Ja, nee, Want hy het nou teen Zhang verloor, teen Parker verloor, teen Fury verloor. Hy het laas teen daai Viking ou laas gewen. ja, dit wat is die man se naam? Nee, ek kan nie. Maar ja, sit hom teen ouens wat meer winnable is, want want hy het 'n bietjie sy confidence terug. ja, laat hy bietjie sy confidence kry en ek meen ek om so 'n generational power te sien. Dit voel vir my ek wil dit weer sien. Ek wil dit weer sien. Soos en hy maak 'n exciting fighter, want die oomblik as jy sit met 'n ou met groot power met 'n weak chin, dan is jy heeltyd Ja. wanneer gaan wie vir wie knock out. Dis wat fights En dit interessant lyk hy wil maak. heeltyd daai regter gooi, want hy's heeltyd hier. Hy wil hom net gooi heeltyd, maar hy gooi hom. Hy kom net nie, hy's te bang om hom sneller te trek. Maar okay. Nee, ek hoor dit sê. That's boxing for the evening, for the Sunday evening. Nou 'n bietjie UFC. Ja. Due to the FC. En ons het net 2 fights van hulle, want dit was maar nou laas gesê het, ook net oor daai twee. ja. Die co-main event, dit was toe 5 rondes vir Sean Strickland en Paula Costa. En Sean Strickland het gewen op decision. Ek weet nou nog nie wat is sy bynaam nie. Sean Strickland. Ek het probeer luister wat Het hy bynaam? ja, Steven het soos Mr. Buffalo het America iets of gesê. Ek het ook gedink is so iets, maar ek kon nie uitmaak nie. Maar anyway, maak nie saak nie. Strickland het gewen. wat sê jy terwyl ek soek vir Sean Strickland? Was Wat nie sê die jy? beste fight, ek sal dit nie weer kyk nie. Maar dit True. was maar net ja, dit was so average fight. Daar was nou nie regtig iets crazy wat gebeur het nie. Albei het maar mekaar geskop en geslaan en maar dit voel vir my
Ek dink Costa het 1 ronde gewen en Strickland 4 rondes vir my. Ja, wat het Costa die eerste ronde gewen? Die eerste Dink of jy? die laaste, ek kan nou nie onthou nie. O, vader, sy nickname is Tarzan. Dis my stupidste nickname vir Sean Strickland. Ja, dit is Tarzan, ek onthou nou. Maar maar ek dink Costa het dalk die laaste ronde gewen, as ek nie mis het, vir ons my. Die eerste of die laaste, kan ek nie. Maar ja, dis maar al wat ek kan sê, daar is nie veel om oor hy te beskryf nie. Kyk, dit was nie die beste fight in die wêreld, ek stem saam met jou. Costa het uitgekom en hy het binne die eerste paar sekondes amper Sean se been afgeskop. Soos, hoeveel leg kicks het hy? 2, 3 Hy of 3 so kort na mekaar in die eerste 10, 15 sekondes. ja, toe daai man se been al klaar opgeswel. Toe sy klaar compromise. Hy het nog nie eens besef wat aangaan nie, toe sy in sy kas in. Ja. En toe besef hy's nou in groot moeilikheid. En toe het hy nogal snaaks gefight. Hy het so aan mekaar sy bene opgetel soos wat hy loop. Soos 'n perd wat prank. Ja, presies. Dis 'n goeie analogy. En toe, maar dan het hy aan mekaar net getiep kick, heeltyd. Maar nou gepik met sy jab en goeters. Die eerste ronde was hy bang vir Costa nie, maar en Costa het toe nog later, so elke nou en dan gee hy 'n lekker harde leg kick. Tot hy Sean hom begin check het, Ja, toe wil hy nie meer skop. Ek dink in die tweede ronde, toe check Sean, soos Costa skop hom met sy regterbeen, ek kan nie nou antwoord nie, ek sal later, Costa skop met sy regterbeen na Strickland se linkerbeen toe, hy is mos orthodox, so sy linkerbeen is mos voor, en toe hy afhak in 'n maase skop, toe check Strickland dit met sy regterbeen, soos hy het gedraai in sy regterbeen, maar toe daai Costa solid, been op been, en hy het in sy kas in seer gekry. Okay, nee, ek sal later praat. Ek kan nie nou antwoord nie. Belangrik. Ek dink nee, dit kan nie so belangrik. Dis nie 'n familielid nie. So as dit nou my broer of my suster of my ma of iemand was, het ek geantwoord, maar ja, so dit het gebeur. Toe hy begin voorloop Strickland. Toe hy begin al hoe meer pressure opsit en ek kan nie verstaan for the life of me hoekom Costa toe heeltyd op die backfoot was nie. Ja, jy was heeltyd op die backfoot. Ja, en dit voel as hy gepunch en gekiek en goeders het hy sukses gehad, want hy slat hard en hy slat vinnig en hy het 'n paar lekker body shots gerip, maar just too little. Ja. En toe Strickland maar oorgevat. Maar hy daai man se maag getiep kiek. Na die tyd het hy meer sy maag het erger gelyk as wat Sean se been gelyk het na daai leg kicks. En toe in die laaste ronde toe jag Sean hom. Dit was eintlik die snaakste van alles. Die laaste 5 sekondes. Hy het sommer so 'n ninja flying kick ding gedoen en goeters en toe sê Sean na die tyd hy kon nie glo dat Costa so moeilik was om te fight, want hy het heeltyd weggehol. Hy sê, I thought it's going to be a war. I thought he's going to attack me all the time en goeders. Al wat ek vir Costa kan gee is, the guy is a giant. Soos niemand weet hoe maak hy die weight nie, maar hy gaan 5 rondes. Soos sy cardio holds up. Dis vir my impressive dat 'n ou met so 'n goeie chin, sulke athletic ability en power en alles. Ek meen, waar kry jy 'n ou daai size wat 'n spinning back kick kan gooi en verstaan jy? En hy is skilled en hy het power, hy het alles en hy gaan 5 rondes. Dit lyk my net sy kop wil nie altyd reg werk as dit kom by fighting, laat hy homself in die beste posisie stel nie. En dan natuurlik die laaste ding is die judge. Ja. Soos, Maar die eerste judge het dit gegee 49-46 vir Costa. So Ja. in 1 ronde was Sean ja, wat the en toe die flip. volgende het dit net omgedraai. Ja, Sean, vir al die twee en volgende toe wen Sean. Maar ek The meen, split decision. hulle moet regtig waar hierdie judges toets vir tik of ek weet nie vir wat se drak wat jou nog maller is tik maak, want daar is nie 'n manier op hierdie Dit was aarde. close, maar dit is nie so close nie. Nooit een ronde vir Sean. Daar is 'n flippin min. Ek dink die minste rondes wat hy kon gekry het was 3. At
the very dis die least. worst case scenario. Ja, gewees, ja. So nee, daai judge moet gefire word. Hulle moet hom execute. Hulle moet hom agtertoe vat en hom maak hom Hy klaar. moet net daar nie verbyloop wys. Maar klaar met hy man. As hy wat is nie Borat, wat is hy ou Die dictator. the dictator. Hy moet so as hulle klaar is, hy moet vir die judge sê, nice job, hy sê. Bly wees hy judge, sien daar by Turkey se goed die. Ja, hulle jy sou net nooit weer gehoor het van die judge. Hulle sê nee, hy het seker maar retire daar in Riyadh of whatever ook al. Okay, en gepraat van daai manne. Yes. My brother. event. Ja, my brother. Main event vir die lightweight championship of the world. Islam Makhachev teen Dustin Poirier. En ongelukkig ons het mens al gesê, Islam het gewen. Amper met punte. Of het amper Dit kon. 2 minute 42 sekondes in die heel laaste ronde toe choke hy vir Dustin uit met 'n dars choke. Dit was 'n bietjie sad, man. Ja. Voel jy hoe raai besig? Dit was die fight of the night vir my. Dis 'n baie ons het net goeie twee fight. gekyk, maar Ja, ek het net twee ja. gekyk, maar ja. Nee, dit was 'n kwaai fight geweest. Ou Dustin het hom goed van sy taak gekwyt. Hy het die Islam het hom grond toe gevat, soos ons nou gepredik het. Dan sê hy, vat hom. Ja, vat uppercut. Uppercut vir GG grond toe. Ons praat fighting en dan moet ons katte ook fight. Ja. Maar ja, so en Dustin het net gesurvive en hy het vir Islam geslat. Maar Dustin is 'n weird fighter, jong. Ja. Daai wat is sy broek so heeltyd bly met sy optrek. voete en daai diamond besigheid en wat is die ander en hy lyk heeltyd partykeer aan draai maak hy sy kop so dat lyk so 'n ding wat dronk is asof Islam hom nou geslat het dat hy daai wat hy so loop trippel. Dan lyk dit die man is nou hierdeur op spook geslat. Nee, hy is in sy eie wêreld in daai fight. Hy doen dit. Hy speel maar die game op sy manier. Ja, maar nee, hy het goed gedoen. Op die voete, Islam kan strike, dit is nou weer gesien. En op die voete het hy en Dustin lekker mekaar geslat. Islam het later ook cuts gehad met hy het hom lekker met 'n elmboog gevang. Kissie, daai elmboog het vir hom gesny, my maat. So Islam het moeilikheid gehad, so maar ja, dit is nou jammer dat dit so geëindig. Ons het gehoop hy gaan vir Islam knockout of met 'n guillotine uitchoke. Ja, dit het ek geweet gaan nie gebeur nie. So ja, maar props, ek vat niks weg van Islam af nie. Hy het gewen. Hy het fair and square Fair gewen. and square gewen. So Dustin moet nou maar dink wat hy wil maak volgende. Bietjie. Ek dink hy weet hy moet dalk retire, maar ek dink hy wil retire. Hy het nog nie daai iets gescratch nie. Hy kyk sy gevoel is hy moet fight vir iets. Hy sê daar moet een of ander goal wees, daar moet een of ander mission wees. Hy sê hy wil nie net fight vir geld nie want hy het geld. Hy wil nie net fight om besig te bly nie want daar moet progress wees. Dis soos om 'n game te speel. Jy wil die game speel want jy wil hom iewers klaar maak. Soos jy wil nie net sit en hanna nie. Jy wil iewers tot 'n punt kom. So hy sê self ek dink die kans is goed hy gaan retire, to tell you the truth. ek dink so. Maar want hy dink so. Maar dis ook nie te sê nie want hy sê wat hy nou moet doen, hy moet nou sy kop skoon kry, moet nou loop rus, tyd met sy familie spandeer, al daai goeders en dan moet hy 'n reason kry, 'n valid reason kry om nog te fight. Verstaan? Soos al sê hy nou okay, my goal gaan wees ek wil die BMF champ wees. Dan het hy ten minste iets om na toe te werk. Ja. Maar hy dink self nie hy het veel van 'n kans meer om ooit weer 'n title shot te kry nie. So what's the point? I've got the money, I've got the legacy, I've got the name, I've got everything. Al wat hy nog wou gedoen het is om die undisputed te wees. Dit het hom elude. En dit kon maklik anderster gewees het want ek dink die score was dalk 2-2. Die Maar dis wat ek jou wil sê, dude. Ek kan nie onthou nie. Hulle het gepraat oor die scoring. Ek kan nie onthou. Islamse mense het gedink hy wen al die rondes. Al die rondes. Khabib het gesê hy wen 4, ten minste wat ook al. En dit was ek dink deur meeste judges se scorecards 2 elk gewees.
going into the 5th. En Poirier het gedink hy loop agter. Dit is hoekom hy gefight het om te gaan vir die finish, want hy sê hy weet ook toe hy in die locker room was besig om te warm up, toe het hy gesien van die mal judges en goeders en toe dink hy kan nie 'n kans vat nie, dit is 'n close fight, hy voel hy's agter met punte. Dis nogal erg vir 'n fighter om daai level of honesty te hê, om te dink jy's 10-10 en agter met punte, want fighters dink altyd hulle wen. Ja, Islam het hom baie ground control gehad en 'n clinches en goed. Ja, en hy het geland ook op hom, maar ek meen, kom ons sê dit was 2 each, going into the 5th round. As Dustin nie geglo het hy moet die finish kry nie, kon hy dalk gefight het op 'n manier. Die judges daar in sy favor nog geroel. Ja, en hy's bang hy roel in Islam se favor. Dis wat ek wil sê. Dustin kon dalk die champ gewees het nou, want die oomblik as jy fight om 'n finish te kry, laat jy jouself meer oop om gecounter te word, gechoke te word, wat ook al. Ja. Kyk, al wat ek net vir jou wil sê is, 2 goedjies nog rondom die fight. Jy het nou 'n Blarry Quay breakdown gedoen, wat vir my net 'n bietjie geplaat. Ek meen, super impressive. Dustin se timing is goed. Sy takedown defense was baie goed gewees. Hy het as Islam hom grond toe gevat het, hy het 'n manier gekry om either te survive of om weer op te staan. Ja. Hoeveel keer het hy weer opgestaan nadat Islam hom gegryp het? Dit was obviously die laaste keer het hy nie, toe hy uitgechoke. Ja. Maar hy het my surprise, want ek meen daai Dakistani ouens, as hulle vir jou grond toe vat, dan is dit nag, jy kom nie daar op nie, en hy het opgekom, en hy het damage gedoen op Islam, wat vir my weird was, of nie reg gevoel het nie, is, hy het vir my verskriklik stadig gelyk, hy het vir my, sy houe, dit het gevoel, hy fight onder water, soos, sy houe was baie stadig gewees, en dit het amper gevoel is, moeilik vir hom om houe te slaan, dit was nie soos, lekker vinnige, crisp, powerful houe nie, dit het net gevoel, as hy net so klein bietjie meer woema op sy punches kon gekry het. Die ander ding was, Dustin het hier, ek dink is in die 3de rond, of dalk die 4de, sê hy toe, dink hy sy meniscus, sy knie se disk het geglip, hy sê hy het net ewe skielik so warm pyn gevoel, het geskiet in sy been, toe het hy nog vir sy coaches gesê, ek dink my knie het gegaan, so die man het nog 'n bietjie moet nie controversie nie wat, maar moet 'n bietjie adversity ook gefight, en die laaste ding wat ek wil sê is, dis vir my so refreshing om te sien, daar is so 'n intelligente fighter soos Dustin, met al sy experience, soos toe hy is in die fight, hy het al die ervaring in die wêreld, hy weet hoe dinge werk, en toe hy, soos in die clinches, Makhachev is mos lief om daai Muay Thai, daai Thai clinch te vat, en dan nie hy mos, maar iets wat Dan Hardy nog vroeër gesê het, wat ek nie geweet het, of nog nie opgetel het, die Islam set sy takedowns op deur ander goed. In hierdie fight het hy 'n bietjie na ons aangejaag, hy skiet sommer net vir die single leg, en dan word hy gekeer. Ja, take him down, hy sê nog aan die einde van die ronde, ek weet nie wat hy voor het gesê, toe sê, and if that doesn't work, take him down, that's all. Vat hom net grond toe. Maar as jy iemand wil grond toe vat, ek meen, hy gaan beklei om nie te gaan nie, so jy moet hom amper uitoorlê. En ek weet, een van die ways wat Islam doen is, hy clinch met jou, dan gooi hy 'n knee, en die outomatiese reaksie, soos, as ek jou klap, gaan jy my terugklap, dis jou outomatiese reaksie, jy doen terug, soos jylle in 'n clinch is, en ek nie jou, wat gaan jy doen, jy gaan my terug nie, en dis wat hy soek, hy gooi net 'n nie om een terug te kry, en as jy die nie teruggooi, dan gryp hy jou bene, en dan vat hy jou grond toe, en toe hulle in die clinch was, dan het Islam knees gegooi, en Poirier het die, as hy kans kry, het hy body shots gerip, wat flippin kwaai was, en toe sê sy coaches vir hom in die corner, gooi die nie as jylle in die clinch is, toe sê hy kan nie die nie gooi nie, want hy voel Islam gaan hom grond toe vat, en dit is vir my soos in, want ek meen, hy kon geluister het na sy coaches, nie gegooi grond toe uitgechoke, daar is alles verby, so, dis op die ouend van die dag op hom, en het was vir my so cool geweest, hy luister na sy coaches, hy doen wat hulle sê, maar as hy iets sien wat hy sien, ek dink nie dit is 'n plan nie, dat doen hy dit nie, so dit, mad respect vir hom.
Wat's volgende vir Islam in jou opinie? Dan is ons klaar met hierdie episode. Hy wil mos nou graag opgaan in white. Ja, maar ek weet nie of hy dit nou moet doen nog. Hy moet dan, dis sy eerste defense teen 'n actual lightweight. Ja. So hy moet nog van hy lightweight manne fight. Nee, dan wie sal nog Gaethje? Nee, daar's 'n ou. Arman Sarukian. Oh ja. Ek wil hê hy moet vir Arman Hy Sarukian. moet teen hom fight. Ja, en Arman verdien dit ook. Hy wag al lank daarvoor en hy's op 'n mase aanbieding streak so. Ja, ek dink hy moet opgaan nou welterweight toe nie. Ek meen as hy gesukkel het met Dustin Poirier en hy wil opgaan en vir Leon Edwards loop fight. As Leon Edwards mos nou vir Belal Muhammad wen wat ek dink hy sal doen. Ja. Ek meen Edwards se striking is baie crisper en gevaarliker as Poirier se volgens my. Hy het nou seker nie so goeie chin soos Poirier nie, maar hy's nou in 'n hoër weight division, so hy sal die power ook beter hanteer van Islam. En sy takedown defense is goed. Hy het 2 keer teen Usman gefight, hy het teen Covington gefight. Ek dink, ek sê vir jou nou, ek dink as Islam nou opgaan en vir Edwards fight, gaan hy verloor. Ja, hy moet nou met teen Arman fight. Ja. Dis wat ek sê. En as hy vir Arman wen, Dan dan sal ek my blessing gee. Dan het jy 4 keer jou title defend. Hulle sê mos, Driekus het ook gesê, hy voel ook as jy dit so 3 keer defend het, dan mag jy opgaan. Jy moet dan eers die top contenders hier klaar maak. Jy wen mos nou 'n klomp soos wat jy opkom, maar dan moet jy hom nog so 3 keer defend en dan kan jy sê ek is nou 'n gesolidify, nou kan ek opgaan. Nou Volkanovski tel net vir my is 1 defense, want behalwe vir die feit dat hy nie in sy true lightweight is nie, hy het op 2 weeks notice, bla bla, ons almal ken die storie. So sê Volk is 1, Poirier is 2, wat 'n solid defense is, I'll give him that. Ja. En as hy nou teen Sarukian 'n up and comer om kan successfully defend, dan sal ek sê dis alright, gaan maar en loop chase doen wat jy wil doen. jou double dreams. That's it. That's a wrap. Bly ingeskakel, ons sien jou vir episode 2. Play the hustle game. Trap rap, make it clap, bring the fire back. In the zone, on my throne, ain't no turning back. Gotta grind, gotta shine.